Goeienaand en baie welkom by ons E-Kerk Lewendig Pinkster. Dit is 'n spesiale geleentheid, dis nie net Pinkster nie, maar ons vier ook reg rondom die wêreld vandag as gelowiges Hemelvaart. Die feit dat ons opgestane Here opgevaar het hemel toe. So is dit vir ons 'n groot eer en voorreg en dankie dat jy ook nou vanaand regstreeks inskakel. As geloofsgemeenskap, as E-Kerk familie reg oor die wêreld is ons hier vir die volgende paar minute om te hoor wat God ook deur sy Gees op ons harte skryf. Kom ek gaan vir ons voor en ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg. Here, dis 'n voorreg want ons kan by mekaar kom. Ons hoef nie na 'n spesiale plek toe te gaan of dit in die privaat of in die geheim te doen nie. Maar ons kan in die publiek of ons kan waar ook al ons is nou ook via tegnologie as E-Kerk familie reg oor die wêreld saam by voete kom sit. En Here, so weet ons ook, ons vier die feite dat U Gees gegee het vir ons en dat U ook opgevaar het hemel toe, maar dat U ons nie agtergelaat het alleen nie. Maar laat ons dan ook so bewus raak van U teenwoordigheid, laat ons die werking van die Gees aanvoel in ons lewe, sodat ons ook kan hoor wat is U roete, U rigting, U wil vir ons lewe, as ons saam getuig ons wil ons lewe Godwaarts oriënteer. Dankie dat ons die woord het en dankie dat ons weet dat die woord ook lewe. Nog meer dat U lewe en U woord lewendig maak vir ons. En dat U Gees ook U wil vir ons uitlê, U woord uitlê en dit op ons harte skryf. Dankie vir al U wil, dankie vir al U liefde, dankie vir al U genade en dat U wil ook aan ons openbaar. Vir wat in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ons vier Hemelvaart. E-Kerk doen dit dalk bietjie anders as tradisionele gemeentes, want Hemelvaart kom, soos ons vandag vier, die feit dat ons terugkyk na 'n kaal kruis en 'n leë graf. Jesus was die opgestane Here, het op aarde nog 'n paar dae gebly, die disippels en die apostels geleer, geonderrig, en so het ons opgestane Here opgevaar hemel toe. Maar dan kom Pinkster daarna, die feit dat God ons nie alleen laat hier in die wêreld nie. Dat God en Jesus nou in die hemel is en nou moet ons as sy volgelinge, as sy kinders, nou moet net hier probeer rond voel en tas en val in die donker, in die vreemde wêreld waarin ons is en dan bly ons maar 'n vreemdeling en ons val maar oor ons voete om te kyk wat is die roete, wat is die rigting waartoe God ons stuur. Nee. Pinkster is juist daar dat God sy teenwoordigheid nou kom, juist in ons lewe bring, in ons lewe 'n vatbare, tasbare manier bring, deurdat hy sy Gees vir ons gee. Ek lees Johannes 14 vers 26. Die Vader sal die spesiale helper, die Heilige Gees namens my stuur. Jesus sê dit. Hy sal julle alles leer en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ons het juis stilgestaan by dit, dat die Gees van God teenwoordig is in ons lewe, in ons hart gegees en hy woon daar. God is teenwoordig in ons lewens. As het gelees Efesiërs 1, het Paulus gebid en hy sê, Here, hierdie Gees wat in ons is, help ook om ons oë, op ons hartse oë oop te maak. Sodat ons hart kan sag gaan, ons hart kan oop beweeg, oop gaan, sodat ons ook oop oë kan hê. Dat die Gees van God die woord vir ons uitlê, vir ons interpreteer, verstaanbaar maak, sodat ons ook die woord as 'n lewensboek kan begin leef. Ons het juis gisteraan die beeld gebruik van 'n Waze, eerder as 'n papier padkaart of 'n kompas of 'n GPS wat ons slegs gebruik in nood of as ons verdwaal in ons lewe. Maar laat ons dit as 'n alledaags begin gebruik. Integreer in ons lewe. Die woord kan deel maak van ons lewe, sodat ons kan deel word van ons metabolisme. Sodat ons kan deel raak van ons asemhaling. En dat die Gees van God is die een wat aktief sy woord vir ons openbaar, sigbaar maak. En dis nou juist wat ons vanaand ook vier. Ons roetekaart vir die hele Pinkster by E-Kerk was Psalm 119. Psalm 119 is 'n baie lang psalm, soos ek al reeds gesê het, maar dit is vir ons 'n verskriklike relevante psalm, want dit is 'n leefpsalm. Dis 'n psalm wat ons help om in die diepste donker putte wat ons in ons lewe het van swaar kry en lyding, dan is daar
gedeeltes, verse, strofes in hierdie Psalm, wat die psalmskrywer ook in daai situasie was. Net soos ons in ons lewe vandag, dalk sit jy hier, en jy is in 'n seisoen van donkerte, van winter. Miskien sit jy hier en jy is in 'n seisoen van somer, van lente, jy is op die bergpieke en jy het jou droom, vir jou visie, jou begeertes bereik. Die Psalm is daar vir ons almal. Maak nie saak of jy alleen is nie, lyding beleef, swaar kry nie, of wat jy vandag hier staan en God se naam jubel en loof en hom prys nie. Psalm 119 help ons met daai roete. Vanaand is ons roete vers 105 tot 112 van Psalm 119. En ons vra weer eens, soos ons gisteraand gesê het, dat die Gees van God ook vir ons sy wil, sy woord vir ons oopbreek, sodat ons God se roete, wat ons kies om te loop, vir ons openbaar. Ek lees graag 1 Korintiërs 2 vers 10, wat vir ons sê, God het dit aan ons geopenbaar deur sy Gees. Die Gees van God is teenwoordig in jou lewe. Die Gees van God interpreteer die Bybel, die woord soos ons dit lees vanaand. En ook nie net vanaand nie, maar ook elke dag. As jy sy woord lees, dan interpreteer die Gees van God dit vir jou soos jy dit lees. Kom ons gebruik Psalm 119, vers 105 tot 112 en vra hierdie volgende vraag. Hoe sal dit dan nou lyk as ons hierdie roetekaart, die Bybel, die woord van God, hoe sal dit lyk as die Gees van God dit vir ons deel maak van ons alledaagse lewe? Hoe sal dit lyk as die Bybel vir ons hierdie ways is? Hoe sal ons die tree kan gee agter die beweging van die Here aan? Ek lees Psalm 119 vanaf vers 105 vanuit die Nuwe Lewende Vertaling. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. Ek het reeds beloof en ek het bevestig, u regverdige bepalings sal ek gehoorsaam. Ek het baie swaar gekry, Here. Vernuwe my lewe volgens u woord. Here, aanvaar die offers van my mond en leer my u bepalings. My lewe is gedurig in die weegskaal, maar u gebooie sal ek nie nalat nie. Die goddeloses stel vir my 'n stryk, tog sal ek u bevele nie verwerp nie. U verbond is my erfdeel vir altyd, dit is die vreugde van my hart. Ek wil leef volgens u voorskrifte, vir altyd tot die einde toe. Ons hoor in hierdie paar verse, hierdie psalmskrywer wat sy hartsbegeertes hier met ons deel, en dat die Gees van God dit ook op ons harte skryf. Jy hoor hierdie smag van hierdie psalmskrywer om te sê, Here, u woord, die Bybel in ons taal, dit is my roetekaart, dit is my ways, dit is my rigting, wat vir my aandui wat ek moet leef. Ek wil u bepalings, u wet, u voorskrifte, u Bybel integreer, deel maak van my lewe. En dit is wat ons kan vier hier in Pinkster. Dat ons nie eers 'n graad moet kry, of eers slim genoeg moet wees, of eers al die Bybelskole in die wêreld moet bywoon, voordat jy God se woord, sy wet, sy bepalings, die Bybel kan verstaan nie. Die Gees interpreteer dit vir jou. So eerstens, ons het nie meer verskonings nie. So dit kan ons mekaar sê, ons het gisteraand ook vir mekaar gesê. Die Gees van God skryf die woord vir ons op 'n verstaanbare manier op ons lewens. Gee ons nuwe oë. Maar nou, die volgende beeld waarmee ek vanaand wil afskop en wil verder vat, is die pragtige beeld wat die psalmskrywer gebruik om te sê dat die woord, die Bybel, is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. En dis die vraag wat ek vandag wil vra. Hoe doen jy die lewe? Hoe lewe jy jou geloofslewe? Waarna kyk jy as ons gisteraand se tema verder vat? Waar jou aandag op gefokus is, dit is waartoe jy gaan beweeg. Dit my dadelik dink aan my dogtertjie, ek gebruik haar nou deesdae baie in my preke as voorbeelde. Sy het daai vernuwe, absolute nuwe vreugde beleef van om te loop. En sy kies om te hardloop ook. En een van ons grootste vreugdes in ons huistans is, as sy ons kom soek, en pappa kruip weg, en dan kom soek sy my, en as sy my sien, dan jaag ek haar, en dan hardloop sy met groot vreugde en 'n gegil weg. Maar soms kruip ek op nuwe plekke weg. Dan as sy verby my loop en ek vang haar,
dan probeer sy vir my weghardloop. Maar soos sy weghardloop en sy leer nog om te loop of te hardloop, kyk sy na waar pappa is. En dan kyk sy nie waar sy loop nie en dan hardloop sy in die muur vas. Waarna kyk jy as jy die lewe doen? Kyk jy na die probleme agter jou? Kyk jy na die tekortkominge? Kyk jy na die uitdagings? Wat is jou oë op gefokus? Wat is die voorveronderstellings wat jy het? Wat se oë kyk jy mee? Sien jy wat fout gaan in die lewe? Sien jy dalk die begeertes en jy streef daarna? Of kan ons soos die psalmskrywer sê, Here, U woord is 'n lamp wat die rigting dui van waar my volgende tree moet loop. Nou, dit is my so mooi beeld en ek wil dalk dit bietjie inlees, maar ons wil graag God se woord, die Bybel gebruik. Dit moet hierdie 200,000 lumen spotlight wees, flitslig, wat ons kan aansit en dan gaan ons 'n springhaas 2 kilometer ver sommer verblind en dan sien ons dit is die slaggat in ons lewe. Dan wys God vir ons 2-3 kilometer ver, wat is die roete, die rigting wat God wil hê ons moet loop. Maar, die woord sê het so mooi, is dit nie eerder 'n lamp vir jou voete nie? Ons soek hierdie visie, ons weet nou al reeds, ek lag altyd as ek so wiskunde gee, dan kry ek kinders in graad 9. Nee, hulle gaan 'n dokter word. So ek sê, maar hoekom? Nee, want hulle is slim. So ek sê, okay, ek verstaan julle wil daai 2 kilometer visie hê, julle het hierdie 200,000 lumen visie van jou kind gaan daar 'n dokter word. Maar weet jy wat, kom ons gee een tree, jou kind moet eers graad 9 wiskunde deurkom. En tans gaan hy nie. So hoe is dit moontlik dat jy daar kan fokus, maar jy fokus nie op die tree nie? En dit is my iets Bybels daarin om te sê, die Here, die psalmskrywer sê, kom ons fokus op die een tree. Nee, kom ons laat anders, God help ons met die een tree. As ons daai een tree gegee het, dan as ons in die verhouding in is van vertroue met die lewende Here, dan sal hy vir ons die volgende tree wys. Dit is soos 'n lamp. As jy in 'n vreemde plek is en is pikgie donker of load shedding gebeur en jy het 'n kerslig aan, dan kan jy dalk met 'n baie flou liggie of 'n lamp of 'n kers dalk 1 of 2 tree voor jou sien. Maar soos jy beweeg en die kers gebruik en op jou voete die tree kyk waar jy loop, dan word die volgende tree vir jou verlig. So wat probeer ons hier vir mekaar sê? As ons oë op God hou, as ons die woord van God gebruik en ons is besig om te sê, ons commit hier, ons kies om 'n lewe te leef volgens God se roete, God se pad, dan gaan ons dalk nie noodwendige 10 kilometer visie hê nie. Maar as God se woord integreer en deel maak van ons alledaagse, nie krisislewe nie, alledaagse lewe, dan is dit dalk daai een tree wat die Here vir ons gee, wat ons net moet doen vandag. En dis die mooi ding van die psalms, of van, ons verhouding met die Here. God wil hê ons moet in 'n verhouding met hom staan. Dit is vir my die mooiste beeld van Pinkster en Hemelvaart. God los ons nie alleen, God vaar nie op en nou staan ons nou maar hier rond en sê, okay, nou is ons alleen en nou is ons in die donker, wat nou? Okay, kom ons val maar hier oor die donker, kom ons kyk nou maar wat daar, wat vra die Here? Sê nee, ek stuur my gees, my teenwoordigheid vir julle. God se gees is in ons. Soos ons die woord lees, verlig God se gees sy woord soos ons dit lees en wys vir ons daai een tree om te gee. En ja, as ons dalk omkyk en ons kyk na die moeilikheid of ons na ons begeertes of ander behoeftes, dan gaan ons dalk van God se pad afdwaal. Maar die goeie, genadige, liefdevolle God wat hy is, stamp ons nie van sy pad af nie. Die woord van God herinner ons, maak ons harte weer warm om te sê, kom draai net weer jou fokus, kyk net weer na God toe, rig jou fokus op die van die Here. Vir my, as ons na hierdie roete kyk, dan verstaan ons nou, die Gees van God is hier om sy woord te interpreteer en sigbaar te maak in ons lewe. Die woord gebruik ons, kies ons as die lamp, die lig vir ons voete, nie vir ons lewe en ons 10 jaar plan nie. So die Here wil hê ons moet hom vertrou. So besef, Pinkster is juist dit, God het alles in sy vermoë gedoen, hy het homself geopenbaar en sy gees is gegee vir ons. Wat vir ons meer as dit kom by vertroue, by verhouding. En ons moet as gelowiges as te ware net al lê in die spasie in wat die Here vir ons skep, wat die Gees ons na toe stuur. En as ons daai een tree gee,
dan begin ons God se pad, God se wil, God se roete loop. As ons na die Bybel kyk, dan sien ons van die begin af God is in die visie, in die nuwe kyk besigheid. Ek het dit nou gisterand ook so 'n bietjie aangeraak. Maar as God homself openbaar, en ons praat nou van visie of openbaring, of roete gee, dan is dit, ek wil amper sê, nie net altyd soos ons sê, 'n keuse nie. Ons sal baie keer na God toe gaan en sê, Here, ek moet nou kies A of B. Ons sien God se openbaring as hy help ons met 'n keuse. Maar as ons na die Bybel gaan kyk, dan is daar baie meer na dit. So ja, as die Here opdaag, as hy vir ons roete gee, dan gee hy ons 'n keuse. Yes, God se pad of nie God se pad nie. En God se woord help ons en die Gees help ons om dit te verlig. Maar nou gee ons daai pad. Soos weer kyk kan dwaal ons af op ons eie pad. Tot ons weer verdwaal. Here, ek het nou afgedwaal, waar is nou weer die keuse? U pad? Hy sê nee. As ons konstant die woord van God leef, leer en die Gees van God interpreteer het en ons groei in hierdie verhouding met die Here, dan is daar volgende stap van, nie die keuse wat ons maak nie, maar die Gees van die Here wat in ons lewe is, gee ons ook die volgende stap van krag om te volhou, as ook ywer en gehoorsaamheid en toewyding om dit deur te kolf. Ek dink dit is iets waarmee ons as gelowiges, ek as gelowige mee worstel. Ek wil altyd die Here met my help met 'n keuse. Maar as ons daai keuse gee, dis soos met loop. As jy 1 tree gee, dan kan jy gaan stop. Maar die Gees van die Here stamp ons amper so bietjie. Sê eerder hy trek ons vorentoe, dalk met 'n beter beeld, om dan aan te hou beweeg in God se rigting, die roete wat God wil hê ons moet loop. Sy woord help ons om die pad te verlig, maar ook so help hy ons met die ywer om dit te volhou. Vir my is Paulus 'n baie goeie voorbeeld. Ek het so 'n paar weke terug by Ekerk oor Handelinge 16 gepreek. En Paulus is my daar so 'n wonderlike voorbeeld. Hulle is op pad en die Gees van die Here praat direk met Paulus en sê, gaan na Macedonië toe. Nou, kom ons vat hierdie beeld. God gee hom daai keuse. Hy kan kies om Macedonië toe te gaan of hy kan nie. Paulus gee daai tree. Maar ons as gelowiges sien, maar ons soek hier 10.000 voet optrede. Ons wil weet oor 10 kilometer hoe lyk die tree? Gee ons die hele pad. Maar hy sê nee, gee net 1 tree. Paulus kom aan in Lystra en daar's niks en niemand nie. So dan sien jy niks God om jou nie. Paulus loop rond en hy sien dat daar nie een enkele sinagoge is waar die gelowiges bymekaar kom nie. So jy kan so maklik jou fokus, jou kyk kan wees van waar is God afwesig. Dan fokus jy op dit. Maar Paulus, die Gees van God werk so in hom, dat hy die krag het om te volhou, maar ook so die ywer om dit deur te kolf. En hou aan soek. Die Here gee vir hom as te ware daai trappie vir trappie, tree vir tree, want hy hou aan, vashou aan die feit dat hy die Here vertrou, dat die Gees teenwoordig is in sy lewe. Op die ouene die dames buite die dorp sien, wat saam bid en vir Lydia kry. Wat ek wil probeer sê is presies daai. As ons vra, hoe's God se woord, die Bybel vir ons 'n roetekaart, 'n rigtingwyser, 'n ways vir ons geloofslewe, dan moet ons soos gisterand sê, ons moet dit daagliks gebruik. Ons moet groei in die verhouding met ons lewende Here. Dus as jy in 'n huwelik staan, jy sien, jy het nie 'n afspraak met jou vrou 1 keer 'n week en dan kuier hulle uur lank saam nie. As jy by die Here kom, ons het die voorreg dat hy teenwoordig is in ons lewe. En ja, soms is ons in die diep donker put van alleenheid. Soms wil ons nie Bybel lees nie. Maar dit is wat dissipline is, dit is wat verhoudings is. Eugene Peterson sê dit so mooi, it's a long obedience in the same direction. Ons kies God se rigting. God se woord wys ons daai rigting. Die woord van God gee vir ons daai lig op die pad wat ons loop in hierdie rigting van God. Die Gees van God wys vir ons daai pad. Die Gees van God interpreteer sy woord sodat ons kan sê dit is God se pad. Dis nie my pad nie. En miskien sien ons nie die volgende 5 tree nie, maar ons vertrou die Here en hou aan kies om in daai rigting te loop, want dit is die Here se rigting. En ja, soms daag ons net op en ons wil nie Bybel lees nie,
maar om op te daag is al reeds gehoorsaamheid. Soms kan ons nie bid nie, maar soms om in stilte te sit in sy teenwoordigheid is genoeg om op te daag, want dit is gehoorsaamheid. Dit is genoeg om 'n gehoorsaamheid te kweek van God is teenwoordig in ons lewe. Maar dis wat 'n verhouding is. Soos getroude paartjies wat soms net in stilte sal sit en sê, hierdie is lekker. So kan ons soms sit in die teenwoordigheid van die Here sit en sê, Here, hierdie is lekker. Dankie. Dankie dat U wil vir ons openbaar. Dat dit nie 'n misterie is dat ons moet gaan soek nie, of is 'n geheim of 'n kode wat ons moet ontsluit nie. Nee, hy het sy woord gegee. God praat deur sy woord. Sy gees is in ons lewe en hy interpreteer sy woord. Skryf dit op ons harte. Maak dat ons oop oë kan hê, sodat ons met God se oë kan begin kyk na die wêreld. En as dit kom na onsself, dan is dit ook God se oë wat ons help om te kyk in die rigting wat God wil hê ons moet kyk. En ja, miskien gaan dit nou oor ons eie geloofslewe en die roete wat ons loop. Maar dis presies die pad as ons kan getuig en sê ons is besig om op God se pad te loop. Dit is 'n goeie pad. Mag die Gees van God die volgende tree vir ons wys. Mag ons dit vertrou. Mag ons regtig waar in hierdie verhouding wat ons met die Here het, vertrouensverhouding kweek, leef en oefen, sodat ons die woord van God kan sien as 'n lamp en 'n lig vir my voete. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons saam kan vier die feit dat U opgevaar het hemel toe, dat U lewe, maar Here, dat U ons nie alleen laat nie. Dat U woord vir ons gegee het, maar meer as dat U Gees gegee het, uitgestort het in ons lewens. Here, waar ons vandag lewe in die era van die Gees, kan ons saam as geloofsfamilie met 'n gemeene deler van die Gees van God, van die Gees wat in ons is, soos Galasiërs 4 sal sê, dat U Gees binne ons sal uitroep, Abba Vader. Ons Gees, U Gees binne in ons. Bid soms as ons nie kan bid nie, soos die Romeinebrief sê. Maar meer as dit, U woord word oopgebreek deur U Gees wat in ons lewens is. Laat ons U woord eet, deel maak van ons lewe, daagliks gebruik en nie net gebruik as ons 'n krisis het of in 'n vreemde plek is nie, maar laat ons dit 'n lewensboek maak. En Here, ja, soms is ons moeg, soms wil ons nie opdaag nie, soms wil ons nie gehoorsaam wees nie. Maar help dat ons elke dag daai een tree gee. Soms is 'n halwe tree genoeg, maar laat ons aanhou kyk in die rigting wat U vra om te kyk. Mag ons aanhou die tree gee wat U woord vir ons verlig om te gee. Hier ons vra dit natuurlik nie omdat ons enigstens goed genoeg is, hard genoeg vra, lank genoeg smeek nie. Ons alles te dank aan U Seun en ons Verlosser in naam van die Here Jesus Christus wat ons hierdie kan vra. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het op hierdie E-Kerk Lewendig Pinksterreeks en vanaand open ons Hemelvaartdiens. Mag julle God se nabyheid en liefde beleef in hierdie week en mag julle geseënde tyd hê. Vrede vir julle.